Fanny Barnard vertel, ons moet 'n bietjie wag. Ons hardloop deur die lewe. Daar is soveel om te doen. Die 24 uur gegewe kan nie met ons werkslas versoen. Heer, maak die dag tog langer. Ons het soveel op agenda. Ons is soggens vroeg al wakker en werk tot in die nag. Die aanvraag word net groter en beroof ons van ons krag. As antwoord stuur hy dan, wag 'n bietjie bos. Snel ons te na verby die bos. Gryp dit ons klere vas. Wag net so 'n bietjie. Dink na oor jou lewe, dit wat jou so rond laat spring. Is dit wat ek jou vra? As ons dan worstel met die bos, om ons daaruit los te woel, dan gryp die dorings dieper in die vel, sodat ons sy roep kan voel. Hoe kom ons los uit hierdie greep? Hoe maak ons dinge reg? Sy antwoord, vra my, Here, wat wil u hê moet ek doen? Wees stil en weet, ek is die Heer. Aan die einde van die somer, as die herfs begin te verf, en die kleure van die winter, dan is daar hierdie wurmpie, wat in sy kombersie weef. Hy maak het soos 'n slaapsak, en laat dit aan 'n takkie sweef. Dan sny hy stukkies hout om sy slaapsak te beskut. Sorgvuldig pak hy hul al om, met 'n selfgemaakte gom. Dan sweef hy homself daarin, vir die transformasie se begin. Kom lente met sy kleur en geur, moet hy uit die slaapsak beur, want nuwe lewe moet begin, so is dit deur 'n hoër handbesin. Van wurmpie na papie, na vlinder, wat heenvlieg, ongehinderd. Wanneer is jou winterseisoen se rou verby, sodat jy ook nuwe vlekkies kan kry, en jy in die nektar van sy liefde ook 'n nuwe lente kry? Dit was Kokon, geskryf deur Fanny Barnard, voorgeles deur Margaret Bennett.